karakter wat vanmiddag hier saam met die familie is. Dit is altyd vir 'n mens versterking as jy weet in hierdie tyd is jy nie alleen nie. Daar's mense om jou wat ook vir jou intree by die Here en wat saam met jou in die oomblik gaan. Ek wil graag vir julle as familie wat hier voorsit, ook namens ons gemeente, ons medelee betoon en ook sê ons is saam met julle jammer, maar ons ook saam met julle dankbaar vir so iemand wat ons saam met julle ook ontken ook hier in wakker. Mag die Here met hierdie geleentheid ook vir ons troos gee verstaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in oomblikke soos hierdie is ons as mense baie bewus van ons kwesbaarheid, ons menslikheid, ons tekorte. Daarom staan ons dan ook as gelowiges en vriende saam met hierdie familie vanmiddag afhanklik voor U. En ons bid Here dat U die een sal wees wat deur die Gees vanmiddag troos sal bring. Here, ons soek nie by U troos net vir 'n halfuurtjie of so nie, ons soek by U lewenslange troos. En ons weet, dit gaan ons nie by mekaar kry. Daarom vra ek dan dat U die hele geleentheid hier saam sal gebruik, elke element af, om dit vir ons ook so te maak. Here, ons eer U vanmiddag vir 'n mens vir wie ons kon ken, iemand wat ons weet wat met U 'n pad geloop het, iemand aan wie se lewe ons ook net kon sien. Dit is nie maar net gesien, ons kon sien sy leef dat sy kind van U is. En sy het self ook teen die einde getuig. Daarvoor eer ons U, en daarvoor Here maak dit ook vir ons dit makliker om U teenwoordigheid te verskyn, want U die een is wat sê in Psalm dat U saam met ons loop, deur die groen weivelde, maar ook deur die dal van doodskade. En ons weet vanmiddag, ons glo dit, dat U saam met hierdie familie op hierdie stuk pad sal staan. Ons bid vir U teenwoordigheid in Jesus se naam. Amen. Nu soos wat U op die program reeds sou gesien het, is al die liedere wat hier vanmiddag verskyn, geliefde liedere het aan Anna gewees, en daarom vra ek julle op te staan, en ek wil vir julle as familie ook nooi om op te staan, so ver moontlik julle kan saamsing, na die versie van die 163, soos 'n wilskop wat smag na water, so smag ons na U, Here. Dit was weer van haar gunstelinge, kom ons sing dit so die versie saam.
Maar ek gaan 'n paar gedeeltes wat sy onderstreep het, gaan ek saam met julle deurlees en dat ons ook iets daarvan kan hoor hoe die Here ook in haar lewe gewerk het en dat die van wat haar geken het sal weet, gesien het, dat dit regtig so gewerk het. Ek sou sê die tema van vanmiddag sal kon wees dat God mense oor ons pad stuur. Die Here stuur mense oor ons pad. Soms maak hulle ons kwaad, soms maak hulle ons hartseer. Baie keer irriteer hulle ons. Ander keer bring mense wat die Here oor ons pad stuur vir ons liefde. Hulle bring vir ons geluk, hulle bring vir ons omgee. Soms sien ons die mense wat die Here oor ons pad stuur, nie eens raak nie. Ons sien hulle nie raak nie. En soms gebeur dit, dat die mense by die mense wat die Here oor jou pad stuur, lewenslesse kan leer. So as ons vanmiddag nou 'n paar keer gaan verwys na haar, dan moet julle baie mooi verstaan, ek is ook nie baie bekend daarvoor nie, maar dat dit glad nie in die eerste plek gaan om mense te leer vanmiddag. Glad vir julle aan. Ek dink ons moet vir mekaar sê dat alles wat hierna gesê gaan word, gaan daaroor dat God oor God gaan, wat toelaat, maar wat ek dink meer as toelaat, wat beskik, dat ons sulke mense mag ken en kan leer. Mense wat vir ons lewenswaardes toevoeg tot ons lewe. Wat is die doel daarmee van God se kant? Natuurlik nie dat ons by hulle sterfte sê dit was sulke wonderlike mense. Glad geheel nie. Dit sal vreeslik en in 'n afwatering van God se plan met so iemand wees. Dink die Here stuur mense oor ons paaie sodat ons self nader aan hom kan gaan lewe. Dat ons daarin kan leer. En dit bring my by Spreuke. En een van die groot temas in Spreuke, dit het ek nou eers besef, eers by die huis kom, eers was ek nou bekommerd geweest oor Spreuke. Toe besef ek, hier staan in hierdie vertaling wat ons die laaste, kom ons sê, 30 jaar het, word daar gepraat van 'n knap vrou. Die ouer mense onder ons sal weet, daar is altyd gepraat van die deurgsame vrou. Dis 'n baie sentrale tema dwars deur Spreuke, die deurgsame vrou. Hoofstuk 1, al in die 9de vers, word daar van die vrou gepraat en haar goeie hoedanighede. En in hoofstuk 31 sluit hy die hele boek af, basies omtrent met 'n hele hoofstuk, spesifiek oor die deurgsame vrou. So ek nooi vir julle wandel saam met my, ek het haar Bybel hier by my op die kant en ek gaan ons gebruik vir haar, myne lê by die huis. Wandel saam met my, ek gaan 'n paar gedeeltes uitlig en 'n gedagte of twee daaroor bestel. Hoofstuk 3 vers 1 tot 3 sê soos volg: My seun, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vas aan wat ek jou voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam. Maak dit 'n deel van jou lewe. En dan ook vers 5 tot 8. Sê dit vers 4 nie onderstreep nie. Vers 5, vertrou volkome op die Here. Moenie op jou eie insig gestaat maak nie. Hy bekende gedeelte vers 6, ken hom in alles wat jy doen. En hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. Ek glo as hier gepraat word by seun, sou mense kon sê met respek, my seuns. En julle as twee seuns, klein seuns, beter is 'n twee seuns, ek glo julle het gereeld gehoor, dat sy vir julle gesê het, moenie die goeie goed in die lewe vergeet, loop die regte pad, vertrou die Here. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie, maak 'n deel van jou lewe. En dan wil ek julle vanmiddag nooi, behalwe miskien iemand in Jan en die rest van julle wat nog nie aan Bybel so bekyk nie, maar ek wil vir julle almal nooi dat omdat as seuns en klein seuns en wat noem mens julle twee susters, seuns, dat julle dit koester, dat julle dit regtig in julle harte moet bære. Nou dat sy dit meer kan sê, moet dit in julle harte lewe. Julle gaan nie by haar weer hoor nie, maar dit behoort in die echos te weerklink as jy daaraan dink. Die lewenswaarhede wat hier opgesluit lê, naamlik dat ons God moet vertrou.
Dit wil ek ook vanmiddag vir julle so gee as 'n hele familie, die wat nou nie seuns is hier nie, dat ons nog goed kan vertrou. Dat ons in hierdie tyd ook aan hom kan vashou. Dan gaan ek na die volgende gedeelte wat sy onderstreep het, Hosea 6 vers 6 tot 8. En as julle glo nog op dit kry as dit reg is. Baie bekende gedeelte ook. Gaan na die muur, Luirat. Kyk hoe hy werk en leer by hom. Hy het nie 'n leier nie 'n opsigter of 'n regerder nie. Tog maak hy sy kosvoorraad reg in die somer. Versamel hy sy voedsel in die oestyd. Sy het nie vers 9 onderstreep nie, vers 9 sê, luister ek het ons ken hoe lang lê iemand Luirat, dan gaan hy opstaan, die vertaling gesê, draai die rond, soos 'n skrinier op van 'n deur op die bed. Sy het dit nie onderstreep nie, maar sy het wel onderstreep, gaan na die muur Luirat, kyk hoe hy werk. Vers 16 tot 23 ook. Vers 16 sê, die Here haat 6 dinge, daar is 7 waarvan hy afskeid. Oë wat straal van hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, die van die kwaad, 'n getuie wat lieg, en iemand wat rusie stoot tussen broers. My seun, hou vas aan wat jou vader jou voorskryf. Wat jou moeder jou leer, moet jy nie wil slaan, dit moet altyd jou bybly. Daarmee moet jy saamleef. Dit sal vir jou leiding gee in wat jy moet doen. Dit sal jou beskerm as jy slaap, en jou lei sodra jy wakker word. Wat ek jou voorskryf is 'n lamp, my onderrig is 'n lig. Wie hom laat teregwys, is op die pad na die lewe toe. Ek dink ek hoef dit nie te sê vanmiddag nie, Tannie Anna was nie 'n lui mens nie. Sy het daardie woord nie geken. Almal weet dit. En daarom dink ek kan sy maar vir almal van ons vanmiddag ook hier sê, sy onderstreep in die Bybel en sê dit vir ons ook. Ons kan na die mure gaan kyk en ons lei het agter ons mos. Iemand wat haar lewe lank hard gewerk het. Julle weet dit. Ook in die gemeente tot op 'n hoë ouderdom haar baie ouers al jare voor haar al afgetree het wat betref gemeentewerk. Was sy nog betrokke, een van die foto's wys nog by gemeente se 21-jarige fees, dat sy daar nog ook gewak en gewerk het. Die gedeeltjie later dan waar hy sê, dit wat die Here haat, dit wat die Here wil hê ons moet doen. En julle veral as naby familie het 'n moeilike pad vorentoe. Daar's te veel herinnering. Julle is hier allemaal hier rondom op die dorp naby haar. Daarom kan ek net vir julle ook dit gee wat hy hier sê, vertrou op die Here. Wanneer dan hier raak aan die huis, wanneer jy nie af kan, en jy eerlijke vrienden is gekyk, maar oma is nie daar nie. Vakanties huis te kom kuier, draai maak. Laat daar die stukkie kinders vir julle in julle leef. Ons kan op die Here vertrou. Hy sal dit sagter maak. Hy sal dit minder maak. Nou weet die mens ons nie hoe nie. Nou voel dit kan nie eintlik erger nie. Maar dat die mens daaraan bly vas. God sê, loop die regte pad. Bly by wat ek jou voorskryf is 'n lamp. Dit gee vir jou lig. Maar onderrig gee lig. Dan is jou pad na die lewe toe. En mag jy vorentoe weer met 'n glimlag lewe. Met die wete die Here dra ons daartoe. Dit kan niemand anders vir julle doen nie, bemoediging nie, 'n woord daar, 'n kuier daar, maar alleen God kan vir julle deurdra na 'n lewe waar mense weer kan glimlag en kan lag. Die derde gedeelte is hoofstuk 12. Bekommernis druk 'n mens neer. 'n vriendelike woord vrolik 'n mens op. Gaan weer lees, kort. Bekommernis druk 'n mens neer. 'n vriendelike woord vrolik 'n mens op. Die keer wat ek by haar huis gekom het sy my altyd bemoedig. Ek is die dominee, ek moet haar bemoedig. Sy het my altyd bemoedig. Sy het min oor haarself gepraat, min gekla oor haarself. Sy het altyd uitgevra na ander se welstand. Hoe gaan met jou? Hoe gaan met jou kinders? Koop jy daar nog? Nee, ek dink sy het Engelse woorde gebruik nie. Kom jy daar nog deur? Vriende, sulke mense is drin gesaai. Die meeste van ons glo my dis met werk. Die meeste van ons praat maar oor onsself die meeste. Of ons klaag, ons kry ons jammer, of ons het een van 'n probleem, dit is reg ook so. Maar dan kry jy soms mense wat nie baie oor hulle self praat, maar wat vir jou in die praat kry, wat vir jou laat gesels. Ek dink ons kan leer by sulke mense.
Die van ons wat nog gesond is en in die lewe is. As jy asemhaal, kan jy nog sê, dankie Here. Want ons kan leer as kinders. Want die Here roep vir ons, hy sê vir ons in sy woord, Matteus, julle is die lig vir die wêreld, julle is die sout van die aarde. Dan moet ons so wees, en daar kan dit minder onsself jammer kry en negatief raak. Want die skrif sê, en sy sê saam met die skrif, met haar onderstreeping daarvan, bekommernis druk jy neer. En daarom dink ek, selfs daardie Vrydag aand in die hospitaal, toe sy voeding was, selfs daardie aand het sy nog 'n glimlag of twee gehad. Want sy was nie so bekommerd, soos wat die res van ons dalk sou wees onder sulke omstandighede. 'n Vriendelike woord, vrolik 'n mens op. Ek glo elkeen van julle wat ergens met haar te doen gehad het, sal herinnering hê aan daardie vriendelike woord, wat vir jou iewers ook aangeraak het. Koester dit, en wees gehoorsaam aan God en rig jou lewe ook die ooreenkomstige. Hoofstuk 20. Vers 30. Kom weer 'n stukkie van hierma uit. Ek moet dit lees want die sit kinders hier voor my, haar kinders en kleinkinders. 'n Pak sla, laat 'n mens ophou kwaad doen. Dit laat jou selfs ophou dink aan die kwaad. En sy het onderstreep, ek voeg dit nie by. Vriende, ek dink, toe ek die stukkie lees, ons almal het ons mastergraad gehad of nie nog, maar ek dink aan Anna, hy het iets verstaan waarmee ons wetgewers vandag sukkel. Sy het iets daarvan verstaan. Ek weet nie hoeveel keer hulle moes verbykom nie. Ek glo nie sy het 'n baie pak gegee nie, maar ek glo as dit moes, dan het sy gepraat of geslaan. Ieders knik sy kop. Ja, nee, was jy nie stil nie. Vriende, as jy dink aan jou eie ma, dan dink 'n mens altyd aan 'n ma met sagte hande. 'n Ma wat omgee, 'n ma wat versorg. En dit is wie 'n ma ook is. Die woord sê vir ons 'n ma se sagte hande moet ook dissiplineer. En ek was nou nie een van haar kinders nie, maar ek het die vermoede sy daai balans geken, maar dit is moeilik. Dit is moeilik om te koester en te bestraf. Daai goed gaan nie altyd lekker saam. Ek dink sy daai kuns verstaan om dalk vir jou 'n pak slaap te gee dat jy bly is daaroor. Ek weet nie, dit is al niet. Maar kom ons sê daarvoor ook vir die Here dankie dat julle as 'n familie ons so iemand kon ken. Wat geweet het wanneer om te sê, my kind, my kleinkind, jy moet nou versigtiger wees. Want anders sy ook onbemoedig by dieselfde mond. Hoofstuk 30, soos byna aan die einde. En ek wil som op hierdie punt vir julle as familie wat ek vir julle huiswerk gee, laat nie die Bybel rondbeweeg tussen julle. Hier is baie ondersteun. Ek kan nie raak aan dit vanmiddag nie, lees dit oor. Dit is kosbare goed wat sy hier uitlig. Hoofstuk 30 vers 4 tot 8. Wie het na die hemel toe opgegaan en weer afgekom? Wie het die wind in sy twee hande gevat? Ons moet hier 'n stukkie van Job ook natuurlik in die Here geredeneer. Wie het die water in 'n doek toegedraai? Wie het die grense van die aarde vasgestel? Wat is sy naam? Wat is sy seun se naam? As jy dit weet. Elke belofte van God is betroubaar. Hy beskerm die wat by hom skuil. Moet niks byvoeg by wat hy gesê het nie, hy sal jou straf en jy sal daar staan as 'n dienaar. Net twee dinge vra ek van u, moet my dit toch nie weier nie, daaraan kan ek sterf. Moenie toelaat dat ek vals is en lieg, moet my nie arm maak of ryk nie. Geef my net die kos wat ek nodig het. Vriende, hierdie laaste stukkie, moet my nie arm maak of ryk nie, geef my net die kos wat ek nodig het. Al minder mense bid dit in ons samelewing. Al minder mense wil dit bid in ons samelewing. Want ons versamel, asof ons die goed kan saamvat met ons. Jesus het 'n ander leefwyse voorgestaan. Jy kan maar weer die evangelies lees. Hy het 'n ander leefwyse, radikaal. Ons sukkel daarmee, ons wil dit nie eens hoor altyd nie. Hy het 'n radikale ander lewe voorgestaan. Ek dink aan die ander, na my mening, die lewe ook so benader. Jy, geef die kos wat ek nodig het. Moenie my te arm of te ryk maak. Ek het nie 'n prentjie gehad dat sy vreeslike waarde geheg het aan aardse goed nie. Oppassing, ja. Maar versamel nie. As jy daar gekom het, jy hoef nie eens te gevra of te genete gesê nie, dankie te gesê nie, jy het jou koppie tee gekry en as daar 'n boekie in die huis wat aan sit by.
Here, gee my nie die kos wat ek nodig het, nie my nie te arm of te ryk maak. Ek dink ons kan daaruit ook geweldig baie meer vermaak. Dit is nou vir my maklik om vir julle te sê. Vreeslik maklik. Ek dink dit is moeiliker vir ons om dit in te sluk as dit kom by die God se woord uit, onderstreep deur iemand wat dit so geleef het. Dit maak dit realiteit. Dit maak dit ek in die noodhand vanaf. Ek wil nie sê, nie luister as het ook in die preek nie, maar kyk maar hoe leef ander mense, en laat dit vir die preek van die lewe wees. In dieselfde hoofstuk vers 24 tot 28, en julle gaan onmiddellik, as ek dit lees, en dan onmiddellik ook weer 'n prentjie van haar kry, daar is 4 goed in die wêreld wat klein is, maar wat buitengewone wysheid het. Mure is nie sterk nie, en tog sit hulle in die somer vir hulle kos weg. Das is nie veel krag nie, en tog maak hulle tuis teen die kraas. Sprinkane het nie 'n koning nie, en tog trek die hele swerm informasie. Ek wil nou sê, ons politici toch dit kan hoor. 'n geitjie kan jy met die hand vasvang, die rest van ons ook maar. 'n geitjie kan jy met die hand vang, en tog kry jy hom in koninklike paleise. Sy het 'n verskriklike groot liefde vir die diere gehad. En Ines, ek gaan nie jou toestemming, maar ek gaan vertel wat jy my vertel oor daai nooduit wat sê oor die inkopieleisie geskryf. Dan het jy hom ook gesien, nie dat jy hom. So tyd terug al, het sy altyd vir Ines gesê, gaan koop 'n sak koring, en daar is dryfies wat daar sommer aankom, vir wie sy net buite kan strooi die koring, en vir hulle ons gee. Nou met Ines nou besparingsbewuste ouers, die op 'n stadium van haar gesê, hy weet nou nie of hulle so kan aangaan. Ons kan nie die hele dorp se dryfies koring voor verskaf nie. En toe voorgestel het hulle maar stop met die dryfies, sal ons op ander plek gaan kosies kry. Toe sy het op 'n stukkie papier geskryf, want jy moes goed gaan koop, nee, dit was ook baie daar. Maar sy het nou baie duidelik vir hom, soos wat 'n maning kan wees, so vermanende woordjie gerig in die briefie. En dit was gewees hoe lank voor sy hospitaal toe. Vrydag gesê. Nou ja, daar is het so lank. Toe sy hulle vir hom geskryf, hy moet asseblief tog maar weer gaan koring kry. En toe sê ek het nou met my amper sê, maar jy moet moet anders ook oorlees, maar ek het nou self gelees. Toe sê vir hom half moeilik verstaan, jy het nie sê nie hierdie saak nie. Sy het gesê, koop het tog asseblief, want hulle is ons maatjies. Nou, hoe kan jy dit weier? Hoe kan jy dit weier? Vriende, dis nie die groenes wat vir ons nou begin vra vir respek vir die aarde nie. Dis 'n ou dame van 83 wat haar lewe lang God se natuur beskerm en opgepas het. Dis 'n woord hierdie wat eeue oud is, wat ek al hier sê. Dat ons te maklik God se natuur misbruik. Kom ons leer tot daaruit. Kom ons koester op julle wat asseblief Gefien is selfs nie 'n manier nie, hy sal in die lewenslang daai lyfies voer. Daar gaan nuus bykom, dit sal so moet wees. Maar mag ons daaruit ook leer om te sê dat ook in die klein goedjies, wie het geweet dat sy verduidelik op ons gee, die dorpsinde, wie het geweet? In die klein goedjies, dink ek, sê vir God se genade. En mag ons elkeen daaruit iets leer. Ek kom by die laaste gedeelte, 31 vers 10. 'n knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Haar man steel haar en pluk die vrugte van haar werk. En dan die res van daai hoofstuk gaan presies oor hierdie knap vrou. Ek gaan dit nou weer lees. Maar sy dit nie onderstreep nie. Ek dink dit is 'n nederigheid. Sy het nie daai een stuk onderstreep. 'n knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Dit was 'n weerstand. Ek dink ons kan leer. Sluit af. God laat toe, God beskik, dat ons as mense, ander mense mag leer ken, wat oor ons pad kom. En eintlik is ons jaloers op julle vanmiddag, dat julle saam met haar kon lewe, wat vir ons wys, hoe dit is om 'n kind van God te wees. Dat ons kon wys wat dit is om lief te hê, ekstra myl te loop, getrou te wees in klein dingetjies. Waardeer sulke mense as jy nou sulke ken. Respekteer haar nagedagtenis omdat jy haar kon ken. Kom ons dank God vir hierdie voorreg en kom ons gaan lewe soos wat hy hier in Spreuke vir ons vra en soos wat ons 'n hele paar van haar westers
ook rondom ons het, wat ons wys dit nie onmoontlik is. Dit kan genoeg. 'n Knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Sy het 'n oop hand vir die armes, sy werk met die spinbeel, haar hande bly besig met die weefstoel. Sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu, want hulle dra almal warm klere. Sy maak self vir haar dekens en sy dra klere van linnen en wol. Sy maak klere, sy verkoop dit, sy nuwe gordels aan die handelaars. Alles in haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou toesig oor haar huishoudings, lui is sy nie. Haar kinders prys haar man bewonder haar. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n Mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar alles wat haar toekom vir wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Amen. Here Jesus, met hierdie oordenking en spreekheid wil ons vandag geensins sê dat sy 'n bonatuurlike wese was. Maar Here, ons wil vir U dankie sê dat U mense oor ons pad stuur, dat U iemand in 'n familie geplaas het as 'n moeder en 'n ouma en 'n suster en 'n tannie, wat regtig vir ons kom wys het om U liefde uit te lewe, is nie onmoontlik nie. Dit is nie 'n onbegonne taak om nederig te wees, om te gee, om die klein dingetjies getrou te wees, kan gedoen word. Vader, daarvoor eer ek U, en ek dank U, Here, dat U haar ook in hierdie gemeente gebruik het op 'n besondere manier. Ek dank U dat U via haar ook vir haar familie kosbare herinneringe gee. Wonderlike geestelike foto's, wat hulle vir jare wat kom, elke dag kan bekyk. Here, wil U vir hulle daardie wete troos, en wil U hierdie geleentheid van vanmiddag, wat dalk vir baie 'n negatiewe geleentheid was, wat ons net wil klaar oor kry, wil U dit omskep in 'n dankgeleentheid. Maar ons sê dankie, Here, ons weet, U roep vir ons ook, om so te lewe. Dankie dat U vir ons sulke voorbeelde gee. Wil U so, vir elkeen van ons, maar in die besonder vir hulle se familie, rig en lei vir die pad vorentoe. Here, laat dit wat sy agterlaat, vir hulle ook 'n troos wees, en nie net 'n pynlike herinnering. Ek bid dat U deur die Gees dit bewerk, in Jesus se naam. Amen. Ek hou maar net voor namens die familie die bedankings. Ekskuus, het julle inspirasie of het julle dit was ook nog. Wil jy dit gou eers weer gaan? Hier so is 'n foto, kompie foto's wat hulle gaan wys.
voor namens die familie. En dan graag die volgende persone en instansies bedank. Paramedici en ambulansdienste vir hulle flinke diens op Vrydag 7 Desember. En bedank die dokters en personeel van Vrydag Provinsiale Hospitaal vir hulle fyn diens en wonderlike omgewing. Afval begrafenisondernemers vir hulle uitmuntende diens. Orlis, Koster, Klankman, dames van my Esther, sowel as al die ander persone wat bygedra het tot die verversings vanmiddag. Dankie aan elkeen wat vanmiddag 'n laaste eer wil betoon aan ons moeder en ouma, veral baie dankie aan diegene wat van ver gekom het. Ook aan Cornie Du Plessis wat spesiaal sy vakansie opgeoffer het om die diens op DVD te doen. Aan almal wat in hierdie tyd van beproewing ons familie ondersteun met besoeke, mededeling, handdruk, oproep, SMS, blomme, kaartjie, drukkie of glimlag, baie dankie. Aan almal wat ouma Anna die afgelope week in die hospitaal besoek het, ook 'n woord van dank. Aan Jannie, Annemie, ouma Anna se 4 liewe Jesus kindertjies, Konrad, Corneille, Janne en Zanne, baie dankie vir al julle opoffering. Bappie, ons weet nie wat om te sê nie, woorde is te min. Baie dankie dat Bappie die afgelope jare vir ons ma en ouma gedoen en beteken het, en veral ook die afgelope week. Die Here sal julle ryklik seën. En dan ook ene van Jannie en Annemie kinders. Hulle sê ook baie dankie Bappie vir die liefde teenoor ma, dankie vir al die hulp in en om die huis deur die jare heen. Dankie dat Bappie ook vir ma vriendin was, wat haar lewe verryk het en wat sy elke dag opgewonde was om te sien en haar dag mee te deel. Baie dankie Ines vir die manier waarop jy vir ma gesorg, versorg en lief gehad het. Dankie vir al die nagte wat jy opgestaan het om te gaan kyk of ma reg is. Dankie dat jy alles in jou vermoë gedoen het om die lewe vir ma so gemaklik as moontlik te maak. Baie dankie ook vir al die lewens wat jy getref het ook in die tyd. En dan sê hulle, hier is maar 'n paar woorde wat nie werklik ons waardering sal kan beskryf. Gaan naar die persone. Dat is reg. Ek wil vir my 'n droomvanger kry. Daar's 'n droom wat ek wil vang vir my. Met jou lag, plooikies om jou oë en daardie lyfie vooroorgeboor. En hierdie sang is net vir jou geskryf. My ma, as ek na die hemel staar, dan sien ek jou net daar. Verwrangde hande in haar skoot, diepe denker, een van haar soort, wil net die beste gee vir haar kinders. En dis wat sy haar lewe doen. En hierdie sang is net vir jou geskryf, my ma. As ek na die hemel staar, dan sien ek jou net daar. Kan ek onthou die warm
Kom ons sing ons laaste lieding saam. Jy kan daarna net so by staan, vir die spreek van die sien. Ons beweeg hier na die begrafplaas hier in die dorp, die oorverende begrafplaas. En hier is daarna welkom om op die tee hier in die saal weer te kom geniet na die tyd. Kom ons sing na lied 516.
Sit. Helemaal los? Ja. Daarna gaan ek die geloofsbelijdenis lees, omdat ons ook as gelowiges sê, by die aangesig van die dood glo ons steeds daar's lewe na die dood. En dan gaan ek 'n gebed doen en dan kan die familie hulle die laaste eer betoon. Anna Sophia Johanna Bester, gebore Brand, is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en daarom kan die gelowige ook vandag nog uitroep: dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos mense wat geen hoop het nie, sê 1 Tessalonisense 4. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Verlig hy ons smart en staan hy ons met sy liefde by en beloof ons om die pad verder saam met ons te loop. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en wat vir ons ook opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus: as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons ook tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ek doen nou die geloofsbelijdenis, julle kan julle oë toemaak en dan ook in julle harte dit saam sê. Diegene wat voel hulle wil in hierdie oomblik ook sê, ek glo daar's lewe na die dood en ek glo daar's 'n lewende God wat vir ons almal in sy hand hou. Ek nooi julle om dit saam met my te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het ter helle, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Here, hier by 'n graf, 'n oop graf, waar ons nou ons geloof in U bely het, is dit vir ons as mense baie moeilik om dit te verstaan. Maar dankie dat ons kan weet, as ons met geloofsoë na hierdie seremonie kyk, dan weet ons daar's vir ons hoop. Dankie dat U genade vir haar genoeg was. Daarom weet ek, U genade, Here, sal vir ons ook genoeg wees. Ek bid U genadige hand oor hierdie familie af,
Ek bid dat U hulle sal dra en versorg, soos wat U alleen kan doen. Vader, ek vra ook dat U met elkeen wat weer op pad moet teruggaan en waar dit 'n moeilike tyd van die jaar is, gevaarlik op ons paaie, dat U elkeen van hierdie geliefdes ook sal bewaar en hulle veilig weer by hulle bestemming sal aanbring. En Here, waar daar vanaand dalk 'n traan of twee weggepink sal word, wil ek ook vra dat U daar waar mense alleen sal wees, dat U in U wonderlike teenwoordigheid vir elkeen troos sal kan bring, op so 'n manier dat hulle dit regtig sal aanvoel. Dit bid ek in groot afhanklikheid, in die naam van Jesus, wat die mag van die ewige dood vir altyd gebreek het. Amen. Sterkte mij vriend. Waar je sterkte moet zal hem nooit komen. Anna, die blommetjies is jou eie roosplaatjies. Ek gaan dit vir my hou as 'n aandenking. Ek gee vir jou 'n paar ander blommetjies. Kyk aan nie. Nou sê ek mos een slag dan die wat nog kan geloop het gaan en die wat nog daar weet net. Ja, die vir ons. Vir die draaimoes, maar ook wat die Here is, ek is daar. Ja, toe hy gekom het hulle vir u Ik heb dan nog, wat heb ik nog?
naast gepraat het, is voor hospitaal. Lekker moet daar gesels. Vinnig gegaan. Sy dan nou nie meer pyn ten minste. Nee, die pyn en lyding is baie skerp. Dis waar. Julle al moet al. Ons het nou net hier so. Wat betekent dat is de laatste graf. Dat je Die kleintjies. Jy bring die kleintjies vaak gebring. Hoe sterk. En dieselfde die aand gesien het. Definitief die beste kunnen nu.
by Langebaan hier was. Nou sê Manja sy die foto's. Sy die foto's gehad om te by genade. Jy moet nie so lank vat nie. Want jy kan al lank ja, hulle verseker nog huis toe. Dis as jy te pause nie, hè. Dis nie mooi om by kyk na. Ons regte kan sien. My sweet kan. Jy wel, hallo.